Louis, my groot probleem met die terminologie van ouervervreemding klink soos iets anders waaroor ons praat. Dit voel nie vir my dat ons gaan praat oor waar ons gaan praat nie. So ek wil nou amper sê, kom ons noem wat is dit nou in die Engelse sê, 'n spade 'n spade, maar wat is dit dan in Afrikaans wees? Kom ons sê wat dit is. Wanneer ouers hulle kind amper wil ek sê misbruik as 'n wapen wanneer hulle skei. Ek kan nie nou wat 'n beskrywende woord sal dit wees? Ja, dis feitelik omtrent altyd die geval. Die woord ouervervreemding beteken dat daar 'n plan is om die een ouer te vervreem van die kind af. Dis nogal 'n baie ernstige ding. En ek weet die wet neem dit ook baie ernstig op, né? Hierdie ding kom eintlik maar gewoonlik voor by hoë konflik egskeidings of verhoudings wat uitmekaar uitgaan. Dis waar mens meestal ouervervreemding mee te doen het. Ja. Maar die groot ding is, ek weet jy sê nou dit is in ekstreme gevalle, groot konflik egskeidings, maar mens kry ook minder ligter grade van ouervervreemding waar die ouers of dit nie agterkom nie of hulle dink dit is baie onskuldig hoe hulle nou is met die kind. So kom ons gee gou-gou voorbeelde dat mense kan verstaan waarvan ons praat van wat doen die ouer met die kind? Ja, ek wil net gou noem, Lise, wat jy sê, hoë konflik egskeidings is nie so vreemd nie, hoor. Dit is nogal redelik gereeld wat dit gebeur. So ouervervreemding kom baie voor. Dis nie so 'n rare ding nie. Jy's heeltemal reg. En natuurlik kom dit in verskillende grade voor. So voorbeelde van hoe dit gebeur, hoe ouers hulle kinders vervreem van ander ouers, is byvoorbeeld deur negatief te praat oor die ander ouer en voor die kind. Ja, jou pa gee mos nie eintlik vir jou om nie. Of jou ma is mos nie eintlik vir jou lief nie. Dis 'n voorbeeld. Deur kontak te beperk. En dit is 'n baie gereelde ding. So goed, daar's 'n reëling, die kind sal 5 uur opgetel word en dan 5 uur is daar niemand by die huis nie, niemand antwoord die telefoon nie. O, ekskuus, ek het nie my foon gehoor nie, dit is 'n uur later nie, jy het net 2 uur om kontak met die kind. Dis nog 'n voorbeeld. Emosionele manipulering kom baie voor, deur kinders skuldig te laat voel, as hulle dit geniet om met die ander ouers te wees. Ja, ek wat die hele dag werk om kos in jou maag te sit, maar jy gaan speel lekker daar by jou pa. Dit is mos net lekker daar. Valse allegasies, wat 'n vreeslike lelike woord, valse beskuldigings. En dit is die algemene ding waar mense mekaar beskuldig van die kinders verwaarloos. Ja, jy gee nie om van die kind nie, want die kind loop alweer vir 2 dae met 'n nat neus en moes al by die dokter gewees het, maar duidelik is jy nie 'n goeie ouer nie en gee nie om vir jou kind nie. En natuurlik ook ander maniere is om 'n koalisie met die kind te vorm, nê, wat die ander ouer uitsluit. Dit is ons wêreldjie, dit is ons ding. Die ander ouer moet nou nie 'n persent kom bring en by die huis los vir die kind nie. Ons gee nie die persent vir die kind nie, want dit pas nie in ons wêreld in nie. En natuurlik hoe die geskiedenis baie keer herskryf word deur inligting aan kinders deur te gee, sommige inligting uit te laat, sommige inligting by te sit. Jou ma het mos gekies om nou met die ander man rond te loop en julle alleen te los. Maar ons sit nie by hoeveel konflik daar in die huwelik was nie, en hoe arme ma probeer het en haar bes probeer om die kinders te sien, maar sy word geblok ensovoorts ensovoorts. Dit is maar voorbeelde hoe ouers kinders vervreem. Nou, soos jy het reg gesê het, Lise, ons is almal mense, hier en daar glip daar goed uit by alle mense. In egskeidingsverhoudings wat opbreek, dit is maar so. Maar ons praat hier van 'n patroon van gedrag wat gebruik word en of dit doelbewus is of nie. Die plan is eintlik dat die kind moet nou maar regtig nie van die ander ouer hou of verkieslik selfs by die ander ouer wees nie. Soos ons nou praat, en ons praat nou hier oor konfliksituasies, egskeiding, al daai, maar soos jy praat, moet mens seker ook besef dat hierdie kan gebeur in 'n huwelik. Dit hoef nie noodwendig in 'n egskeiding te gebeur nie. Want baie ouers hou nie van die verhouding wat 'n kind met die ander ouer het nie, miskien die jaloesie of wat ook al die redes mag wees wat ons nou kan bespreek, maar
Wat ook al die redes is dat hulle in die huwelik selfs probeer om die kind te vervreem van die ander ouer. Ja, jy weet, waar mense onder een dak saamwoon, is dit moeilik om te vervreem. Wat jy na verwys is daardie spel veral tussen huweliksmaats of lewensmaats wat nie regtig gelukkig is by mekaar nie. En waar kinders dan 'n rol speel. Ag, jy weet, ons gaan vang vis. Dis tog wat altyd wanneer ons bietjie ook vrede vir onsself kan kry. Dis nie 'n egskeiding nie, maar daar is renons teenoor die lewensmaat en die kinders word maar bewuslik of onbewuslik so nader gehark as 'n maatjie. Dit is tog so, ja. Nou, die groot ding is, baie mense, dit is voor die hand liggend, dat natuurlik is dit nou nie 'n goeie ding om te doen, om die kind te vervreem van die ander ouer. Dis voor die hand liggend, maar ek wil hê, jy moet nou vir ons uitlig, wat die rol van ouers vir 'n kind is, so wat die skade is, en ek dink die beste manier om dit te verduidelik is, wat sien jy in jou praktyk die volwassenes, wat uit sulke families uitkom, watter effek en die impak wat dit gehad het op die volwassene as toe hulle kind was? Ja, ek hoor jou. Nou, jy weet, baie keer wat gebeur as ek met volwassenes praat, wat as kinders vervreem was van hulle ouers, is gewoonlik woede. Die vreemde ding van ouervervreemding is dat dit gewoonlik 'n wiel is wat draai, en hy draai stadig, maar hy draai. Ek het al hoeveel keer gesien, Lise, dat mense wat 10, 20 jaar nie kontak gehad het met hulle pa of hulle ma nie, stadig die legkaartstukkies bymekaar begin sit. En jy weet, as jy volwasse raak, kom jy mos agter daar's meer as een kant van 'n saak. En jy hoor ietsie hier en jy sien ietsie daar. En dan kom jy agter, maar my ma of my pa het mos vir my gelieg. Hulle het nie vir my die volle ding vertel nie. Hierdie pa wat ek nou na 20 jaar raak geloop het, hy is nie so 'n monster nie. En sy weergawe maak heeltemal sin. Jy het dus 20 jaar vir my af weggevat van my, of om met my pa of my ma 'n verhouding te kan hê. En die woede wat daar uitkom is gewoonlik baie groot, en dit vernietig dan ironies genoeg baie keer die verhouding met die ouer wat vervreem het. Kinders is redelik weerloos, hulle gaan maar met wat die ouers voorskryf, nê. Maar volwassenes sit 2 en 2 bymekaar gewoonlik. En natuurlik, kinders wat uit huise uitkom waar daar hoër konflik is, veral hoë konflik egskeidings ook, met ouervervreemding, en sit gewoonlik met hoër gemoedsprobleme. Die angsvlakke is gewoonlik hoër, want dis jare se indoktrinasie en se programmering op die veg-of-vlug-reaksie. Sit baie keer met sukkel meer in interpersoonlike probleme en nabye verhoudings, nê? Want die modellering is een van konflik wat nie uitgesorteer word nie. Ek wil net nog steeds, wat is die belang dat ouers in 'n kind se lewe is, veral as albei daar is? Ek praat nou nie van as iemand nou afsterf en so nie, dis nou 'n heel ander situasie daai. As albei ouers daar is, die belang vir 'n kind om ouers te hê. Ek wil nie sê ouers tot die wegkom nie, net om ouers te hê. Ja, as mens gaan kyk na ouervervreemding, dan is seker dit wat ouers se belang by kinders is, die teenoorgestelde daarvan, nê. Die redes hoekom ouers kinders vervreem van ander ouers af, sal waarskynlik vir jou aanduiding gegee van die teenoorgestelde wat kinders nodig het. So daar's geweldig navorsing daaroor, dis nie 'n misterie nie. Al die navorsing wys dit. Natuurlik is dit in 'n ideale wêreld, is dit fantasties as jy 'n kerngesin het waar jy 2 ouers dalk het en waar jy 1 of 2 kinders het en almal gee om vir mekaar en is geheg aan mekaar en die verhoudinge is sterk en die ouers ondersteun mekaar. Dit is 'n wonderlike sekuriteit en 'n goeie vestiging van
anti-angs persoonlikheidstrekke ensovoorts vir kinders. Maar dit is, jy weet, die kerngesin bestaan al lankal nie regtig meer in die wêreld nie. Dit is nie die predominante vorm van hoe gesinne oor die wêreld is nie, ook nie in Suid-Afrika nie. So dit is nie 'n probleem as ouers skei nie. Maar die kernbeginsels, stabiliteit, sekuriteit, om jou eie mens te kan wees, om jou eie persoonlikheid te kan ontwikkel. Dit is alles tog wat ons weet kinders nodig het. Nou kom die ironie. Ek het in my hele lewe nog nie een ouer gesien wat 'n kind vervreem van 'n ander ouer af, wat dit erken. Almal sal sê, ek die laaste persoon wat ek ken en wat ek mee te doen gehad het, al in hierdie tipe situasie sal sê, luister, ek tree in die beste belang van die kind op. As dit in die beste belang van die kind is dat hy of sy by ma of pa moet bly, dan sal ek dit so aanvaar. Maar ma of pa kan nie na daardie kind kyk nie, kan nie besluite maak nie, vergeet om die rugsak te pak, gaan die kind emosioneel afkraak? Nee. So ongelukkig moet ek nou maar beheer neem. Louis, ek wil nou net seker maak, wat ons dan nou op hierdie deel van die gesprek al sê is, wat die beste vir die kind is om die twee ouers te hê. En as hulle geskei is, om die konflik tot 'n minimum te behou en so min as moontlik in te meng met mekaar se lewens. Ja, kinders gaan niks oorkom as hulle in twee verskillende huise groot word met twee verskillende ouerpare, maar dis twee stabiele plekke en die ouers kan met mekaar co-ouerskap hanteer. Dan dit is geen probleem. En dan nou verder is wat ons sê is dat as jy probeer om jou kind te vervreem, of jy dit nou besef of nie, of jy is nou 'n klein bietjie bewus daarvan, hooplik deur die program, dan moet jy bewus wees daarvan dat jy is besig om baie skade vir die kind te doen, en 10-1 jou verhouding met jou kind, jou toekomstige verhouding met jou kind ook. Ja, daar is omstandighede. Kom ons vat nou net gou die ander ekstreem, daar is omstandighede waar die ander ouer is 'n gevaar vir mense. Ja, dis nou nie waarvan ons praat nie. Ons praat nie daarvan nie. Nee, ons praat nie van gevaar nie. Nee. Ons praat daarvan. Alhoewel die vervreemde, die ouer wat vervreem sal altyd beweer dat die ander persoon, die ander ouer is gevaarlik vir die kind. Natuurlik. Maar ek wil nou by jou hoor. Maar hoekom doen mense dit? Wat is die dryfveer dat hulle dink dit is 'n goeie idee? Daar's baie redes hoekom mense dit bewuslik of onbewuslik doen. En een van die grootste redes, Lise, so aaklig as wat dit klink, is vergelding, wraak en woede. En ek praat nie van mense wat verskriklik patologies is en nie kan funksioneer nie. Ek praat van baie keer normale mense. Maar een van die redes is woede. Ek is so kwaad vir jou. Ek het soveel renons en afgryse en haat vir jou, dat ek sal jou wys. Want dis waar ek jou kan kry. Ek kan nie jou geld vat nie, ek kan jou nie emosioneel seermaak nie, maar ek gaan maar sorg dat hierdie naweek, hierdie Paasnaweek of Kersfees, dat jy gaan nie daardie vakansie met jou kind hê wat jy gedink het jy gaan hê nie. Dis een van die redes. Een van die ander redes is kontrole en mag. Mense wat dominansie wil hê oor die ouerskap dinamika. Nee, dit kan ook maar 'n emosionele vervlegting wees waar mens nie die kind wil verloor nie. Dis jou surrogaat maatjie of dis jou lewensprojek of emosionele kruk en jy wil kontrole daaroor hê. Baie keer gaan dit gepaard met die angstigheid, insekuriteit, jy gaan jou kind verloor. Jou kind gaan meer van ma hou as van jou. En dan gaan jou kind nie meer by jou wil wees nie, so jy wil daai kontrole hou. Projeksie net persoonlike aangeleenthede, mense sien dit baie veral ouers met 'n geskiedenis van seksuele molestering, mishandeling, en wat regtig swaar groot geword het, is baie meer geneig om te projekteer op die kinders, en dan wil jy nie hê die persoon wat jy haat en wat jou seer gemaak het en wat jy nie meer vertrou, moet toegang tot jou kind hê om die kind te beïnvloed nie.
As jy van 'n plek afkom waar jy niemand kan vertrou nie, dan gaan jy ook nie die vertrou dat jou kind by die pa of die ma vir 'n naweek kan deurbring nie, nê. Baie keer is daar nuwe lewensmaats of familielede wat 'n invloed speel. Miskien uit wraaksigtigheid of uit jaloesie uit. En weet jy, Lisa, eintlik dan baie groot rede ook vir dit is dat mense het oor die algemeen baie slegte konflikoplossingsvaardighede en kommunikasievaardighede, nê. En mense wat kinders vervreem van ander mense af, het baie keer emosionele sensitiwiteite, is baie keer mense wat meer angstig is, meer onseker van hulle self is. En het ook nie vermoë om dit met die ander persoon, veral as daar mos nou konflik was, dis hoekom julle uit mekaar uitgaan, om dan tot 'n ordentlike vergelyking kom. En hierdie redes is waarom mense dit doen, grootliks vanweë subjektiewe sielkundige redes. Nou, Louis, die groot probleem met hierdie gesprek is dat ons het nie 'n oplossing nie. Want hierdie is 'n geweldige, dit is soos jy aan die begin gesê het, dit is nie 'n dis nie 'n vreemde ding nie. Hierdie gebeur daagliks die reg oor die land aanhoudend. En dit is 'n regsproses, maatskaplike werkers raak betrokke, sielkundiges raak betrokke. Die kind het dan kan nie by die skool funksioneer, so baie keer raak die skole betrokke. Dit raak 'n eintlik sê 'n totale gemors. Omdat twee volwassenes kan nie hulle emosies net probeer eenkant hou nie. Ek sê nie dis maklik nie. Of een van die twee volwassenes. Of ten minste net een nie, ja. Ek sê nie dis maklik nie. Ek wil hê mense moet besef, ek sê nie nou hier om te skei en jou man of vrou het jou regtig seer gemaak en nou is dit sommer net vir vrolik en alles nie. Ek sê nie jy hoef te vergewe nie. Ek dink wat ons probeer sê is kies die tyd. Kies wanneer jy gaan konflik hê en probeer jou kind nie daar uitlos. Ja, dit kom terug by wat jy aanvanklik genoem het, Lise. Wat is die rol van 'n ouer in 'n kind se lewe? En te veel keer sien ons dat ouers kinders as verlengings van hulle self sien. Nie as aparte wesens nie. Jy is so bang en so benoud oor die invloed wat hierdie ander nare mens met wie jy opgebreek het en skei, op die kind gaan hê. Want dit is jou kind. Die kind behoort aan jou. Dis 'n ekstensie van jouself. Niemand anders mag 'n invloed daarso speel. Dis 'n baie gevaarlike uitgangspunt en een wat jou baie seer gaan maak in die toekoms en wat, kom ons wees eerlik as ouer dan, wat jou in elk geval in die verlede al baie seer gemaak het interpersoonlik, want mense hou nie daarvan nie. Jy gaan nie so baie vriende hê en goeie verhoudings hê as jy geneig is om jou kind te vervreem van 'n ander ouer af nie. Ek praat nie van beskerm nie, dis iets anders nie. Ons praat van vervreem, waar jy die reg neem, die mandaat neem vir jouself, dat jy is die eienaar van hierdie kind en jy sal besluit hoe hierdie kind is en wees nie. Dit het nog nooit gewerk vir ouers in die geskiedenis van die mensdom om die verhoudings met hulle kinders goed te bestuur nie, en dit werk nog steeds nie. Nee, ek dink dit het ons al genoeg gesien ook, dat dis definitief so. Wat ek wel nou wonder is, Louis, ek het nou gedink aan 'n fantastiese vraag, natuurlik gaan dit nou op my kop uit wees. Wat ek wel wonder is die ouer wat nou sit in die situasie waar hulle kan nou nie hulle kind sien nie of daar word aardige goed van hulle gesê. Soos ek nou gesê, ons het nou nie eintlik 'n oplossing nie. Ons kan wel wat vir hulle sê. Wat kan ons wel vir daai ouers sê om net nie meer petrol op die vuur te gooi nie? Kyk, daar is prosesse en soos ons almal weet, ons eerste keuse is altyd om ons op redelikheid te beroep. So as ons uit die hof uit kan bly en ons kan met 'n versoening of medieer
en daar is baie mense wat dit doen, en maatskaplike werkers in privaat praktyk wat regtig goed doen hiermee, dan is dit ons eerste keuse. As dit nie werk nie, dit sal nie werk met vervreemding van ouers nie, want die agenda is te sterk, dan gewoonlik word mens gedwing om die regsproses te volg, nee, en soos jy gesê het, dit is 'n uitgerekte, duur, aaklige proses gewoonlik op 'n persoonlike vlak, maar baie keer kom knars die wiele van die wet darm tot op 'n punt waar hierdie goed uitgesorteer word op 'n gedwonge vlak. Maar intussen tyd, in daardie proses, jy as ouer wat vervreem word of wat onder aanslag is, as jy, behalwe dat jy die regstappe moet neem, behalwe dat jy al die stappe moet neem wat jy kan, beveel mens tog aan dat jy soveel as moontlik stabiliteit in die proses insit en soveel as moontlik rekord hou. So, jy weet, en onthou hierdie goed kom uit, kinders wys dit baie duidelik. Ewe skielik is hulle bang vir die ouer. Ewe skielik gebruik hulle woorde of frases wat hulle nie self kon uitgedink het nie. Of hulle voel nie sleg as hulle lelik is met die ouer nie, ensovoorts, ensovoorts. As jy dan die slagoffer daarvan is, dan al wat jy kan doen is om stabiel te wees. Dit help tog nie jy stry met die kind nie. Jy verseker maar net dat jy daar is, jy verseker dat jy beskikbaar is, jy oefen jou ouerlike regte uit, soos wat jou regte is, en jy hou rekord. Jy het 'n joernaal waar jy skryf, ek het 'n reëling gehad om 5 uur vir haar op te tel, maar die deur was gesluit, daar was geen antwoord op die foon nie, en 25 voor het iemand toe vir my die deur oopgemaak. Want die prosesse draai terug na mekaar toe éventueel. Die kind word ouer en kom vra vir jou, wat het gebeur, wat gaan aan? Ten minste het jy rekord. Of die regsproses moet daardie pad gaan, ten minste het jy rekord. En as jy kan stabiel bly en jou neus skoon hou, jou kant skoon hou, dis baie moeilik, nee? Dis moeilik om met mense tande te byt baie keer. Maar die wiel draai tog éventueel, ons sien dit te veel. Ek het toe my vraag onthou en ek wil dit. Daar is ouers wat as gevolg nou, soos ons nou gesê het, van hulle eie geskiedenis, bang is om die kind, jy weet, te laat gaan, die vrese, die vashou. Goed. Dit is ook, mens moet ook bewus wees van dit is belangrik om dit ook bewus wees. Jy weet, ons moet dit in ag neem. Maar selfs al is die ander ouer, die ander ouer gaan anders wees en 'n ander styl hê as jy. Dit is mos nou so, en dis baie keer waar die vrese nou inkom. Wat ek nou by jou wil hoor is dat 'n kind is nogal snaaks genoeg, sterk genoeg om en logies genoeg om te leer, dis hoe dit by pa is, dit is hoe dit by ma is, of ma of pa. Dit is hoe dit is daar. Dit is anders as by waar ek is met hierdie ouer. Dit beteken nie dis reg of verkeerd ooit vir 'n kind nie. Vir 'n kind is dit net 2 verskillende plekke. En dis 2 verskillende huise, 2 verskillende reëls. En dat mens hoef nie so oorbeskermend ook te wees vir die kind nie. Die pa of die ma gaan kyk na die kind se welstand. Maak nie saak wat jy glo nie. Maar as hulle dit nie doen nie, gaan die kind self besluit met ouderdom, soos die jare aangaan, of hulle van die ouer gaan hou of nie. Die wiel draai daar ook. Ja, die wiel draai daar ook. Jy kan nie die kind 100% 24 uur ooit beskerm nie. Jy verwys daar na baie hoë angstige en oorbeskermende ouers wat ook kan geneig wees om hulle kind te vervreem van die ouers uit angstigheid uit. Baie van hulle glo regtig dat hulle in die beste belang van die kind optree. En jy is heeltemal reg, daardie patroon sal dan ook voorkom nie net tydens 'n egskeidingsproses nie, maar dis ook ouers wat baie moeilik gaan sukkel en swaar kry in die tienerjare as hulle kinders hulle eie identiteit wil vorm. En as hulle paaie wil loop waar ma of pa angstig oor raak. Want die doelwit van daardie styl of van daardie proses is om te keer dat daar slegte dinge met die kind gebeur. Ons moet foute voorkom en ons moet negatiewe lewensinvloede voorkom. En natuurlik, wat is die effek daarvan?
kinders gaan daarteen rebelleer, want hulle kan ook nie veerkragtigheid opbou nie, hulle kan nie leer uit hulle foute uit nie, hulle kan nie leer soos jy sê, maar wag, hier is 'n ander huis, hier is 'n ander stel reëls, kom ek pas aan. Een van die grootste eienskappe wat ons deur die lewe wil kry is aanpassing nie. So die ouer wat vervreem wil nie hê die kind moet leer om aan te pas nie. En wil hê die kind moet angstig en bang raak en probeer vermy en die wêreld in wit en swart sien, reg en verkeerd. Ek is die goeie ouer, daar is die bose ouer. En niemand van ons glo dat dit regtig so kan werk nie. Dat die een is fantasties en die ander een is boos en aaklig nie. As dit dan Ek so dink- is, hoekom het jy met die persoon getrou in die eerste plek? Maar presies. Ek dink dit is die beste punt om jou vandag af te eindig. Soos ons gesê het, dit is geweldig, ek dink frustrerend dat ons nie 'n antwoord hier kan gee nie. Ons kan net vir die ouer wat vervreem word, dat die advies wat Louis gegee het van probeer net kalm bly en hou joernaal en gaan sien wat jy moet sien en volg die prosesse en probeer jy maar net jou deel doen. Jou kan skoon hou en dit is geweldig erg. Ek dink dis een van die mees frustrerende situasies wat 'n mens jouself in kan bevind. Dit is 'n soliede muur voor jou konstant en jy het Ja. nou liefde vir die kind en ook beskerming en ook alles en dit Ja. word van jou ontneem. En 'n mens kan dink dat mense doen dan verskriklike goeders en mense reageer verkeerd, want hulle reageer daarop, maar indien jy enige vrae het, indien jy iets wil weet van jou eie omstandighede, ons kan nie op 'n regsvlak enigiets doen nie, ons kan ook nie enigiets sê of iemand anders diagnoseer nie, maar as jy maar net 'n bietjie wil afpak, Lise, by wieisek.co.za stuur 'n e-pos, pak 'n bietjie af oor wie die ander persoon is en wat jy moet deurgaan. Ja, baie dankie dat julle vandag hierna geluister het. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag as 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Ek sit also besonderhede ook saam met die video dat julle kan sien waar hy is. Deel die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te luister nie en onthou, kyk mooi na jouself.